Terwyl dit vir my lyk asof die verhouding tussen die Suid-Afrikaanse regering en die Amerikaanse regering deurlopend verswak, word Oraniërs teruggenooi na Amerika toe. In die begin van hierdie jaar in Maart het 'n afvaardiging vanuit Oranië Amerika besoek. Dit het bestaan uit Jo Strydom van die Oranië Beweging, Dr. Karel Boshoff en meneer Jan Jacobs van die Oranië Verteenwoordigende Raad en dan natuurlik Dr. Ernst Roots. Hierdie afvaardiging het vanaf Oranië getoer na Amerika toe om daar besoek af te lê en daarna word 'n Oraniër teruggenooi. En daardie Oraniër is vandag saam met my in die ateljee. Welkom Joost. Dankie Frans, lekker om 'n bietjie verslag te doen oor ons Amerikaanse skakeling en die vriende wat ons daai kant gemaak het. Joost, ek dink dit is waar ons luisteraars die nuuskierigste is wat is die doel van so 'n besoek en hoe dit gebeur dat julle soveel vriende gemaak in Amerika die eerste ronde dat jy dan nou op die ou teruggenooi is? Wel Frans, ek hoop om te sê ja, dit was maar die kruks van die saak. En ek dink dit is 'n tipe van 'n geval waar ons in Amerika was en in die enkele weke wat ons daar kon wees, is ons net eenvoudig sulke populêre, fantastiese geselskap wat mense ons wil terugnooi nie. Ek dink is veel eerder die feit dat Oranië oor die jare 'n naam opgebou het en ontwikkel het wat internasionaal aandag trek. En die blote feit dat ons vroeër vanjaar geskakel het, sit vir baie van die mense 'n gesig by 'n gemeenskap wat hulle reeds van weet. Of gesigte. Dit is makliker om 'n gesig te nooi as om 'n dorp te nooi. En dis dit dat ons teruggenooi is. Vir my 'n absolute voorreg. Hierdie was myns insiens, ek kan nou sê een van ons mees suksesvolle Amerikaanse skakelgeleenthede ooit, maar gegee wat daar nog net 2 was, is dit seker nie moeilik nie, maar daar was 'n baie hoë mate van sukses gemeet aan ons vooraf bepaalde doelwitte. Just, ek het in hierdie weke 'n vraag van een van ons luisteraars ontvang. Juis oor Oranië se verhouding met die FSA en ons vriende in die FSA. As ons nou teruggaan na die eerste afvaardiging wat in Maart daar gaan kuier het, was dit net na die uitspraak van die Withuis dat Afrikaners as vlugtelingstatus in Amerika sal kan kry. Oranië se boodskap op daardie stadium was baie dankie vir die erkenning, baie dankie dat Afrikaners weer 'n term is of 'n identiteit is wat op internasionale vlak oor gepraat kan word. Maar ons plek is in Suid-Afrika. Help ons hier, gee ons erkenning om hier te ontwikkel en toe het julle met daardie boodskap van die afvaardiging ook gegaan. Nou die vraag wat ek ontvang het is, wat is die reaksie van die FSA op Oranië se reaksie? Okay, ek wil eers net sê, die hele kruks van dit wat jy nou genoem het, wat die Oranië strategie is 'n koherente strategie. Dit is konsekwent van Oranië se begin daar af, sou ek sê. En dit is die argument wat ek sou maak. Oranië se strategie het oor die afgelope 35 jaar gegeewe internasionale skakeling nie strategies verander nie, wel takties, maar nie strategies nie. En ek wil dit verder vat, ek wil dit deurtrek na die heildronk wat ek hier voorreg gehad het om in te stel by hierdie hoë vlak uitgeleese gala aand van die New York Republikeine, jong Republikeine, en die wat hom dalk nog nie gesien het op sosiale media nie. Frans, jy het ook voorgestel dat ons moet speel aan die einde van hierdie program. Ons luisteraars op Radio Oranië sal dit nou natuurlik nie kan sien nie, maar hulle sal hom kan hoor. Maar ons gaan dit vir julle speel aan die einde van die program as julle dit nog nie gehoor het nie. Hoekom ek dit nou sê is, jy vra oor ons skakelingsstrategie en jy vra hoe reageer die Amerikaners? Ja. So, as jy vir 'n Afrikaner wat die Oranië idee ontarm in die 80s, toe dit nog net 'n idee was, nee, in 88. As jy vir 'n Afrikaner, 'n trotse Afrikaner, wat daai tyd reeds geglo het in gebiedsvestiging vir Afrikaners, van gevra het, Amerika gaan nou môre, en hulle sê, wow, ons is bekommerd oor hierdie verwikkeling van sake in Suid-Afrika met die regeringsverandering, ons bied vir Afrikaners vlugtelingstatus aan. Wat sou die reaksie daai tyd gewees het? Wel, ek dink as jy konsekwent dink oor wie ons as Afrikaners is, en jy dink konsekwent oor die Oranië idees, ons daai tyd gesê het, baie dankie, ons wil graag hier bly, ondersteun ons eerder polities. Dit is wat ek dink. En die rede hoekom ek so dink is, ek glo deur en deur tot in die dieptes van my hart, Afrikaners hoort in Afrika. Ja, ons het mense van Qatar en die Verenigde Arabiese Emirate, ons het mense in Australië, Nieu-Seeland, Amerika, Kanada, Afrikaners is reg oor die wêreld. Maar Afrikaners se huis, ons wortels, ek het net gisterand weer met mense gepraat wat vir my sê, hulle is in Nieu-Seeland, hulle sal enigiets gee om terug te kom. Ons wortels is hier, dit is wie ons is, dit is 'n wesenlike deel van ons identiteit. Nou het ek 'n lang argument gemaak om uiteindelik te sê, dis hoekom ons reageer uit soos wat ons reageer het in Maart. Ons praat nie namens
Afrikaners wat wil gaan nie. Ons kan verstaan mense wil gaan. Ons kan verstaan dat as ons die mense se veiligheid en hulle dag tot dag vryheid kan waarborg in Suid-Afrika nie, kan ons nie vir hulle sê hulle mag nie gaan nie. Breek my hart elke vliegtuig wat ek sien. Mense wat vir enige rede immigreer, is vir my baie baie sleg om te sien. Maar ons kan nie vir mense sê hulle mag nie gaan, as ons nie 'n veiliger, beter, vryer opsie het nie. Dis hoekom ons Orania bou. Maar goed, dit is die rede vir ons reaksie. Ja. Hoe is die Amerikaners se reaksie op ons standpunt gewees? Wel, redelik eenvoudig. Die eerste keer is ons genooi deur regeringsamptenare as gevolg van daardie standpunt. Goed. Omdat ons baie duidelik gesê het, ons wil nie Amerikaanse belastinggeld hê nie. Wel, dis nie as ons nie wil hê nie, maar dis nie wat ons vra nie, ons verwag nie van die Amerikaanse belastingbetaler om dit vir ons te gee nie. Ons verstaan hulle buitelandse beleid het verander en tweedens het ons gesê, help ons hier met politieke erkenning, dis wat ons soek. Ons wil nie vlugtelinge in 'n ander man se land wees nie. Ons wil Afrikaners in Afrika wees, is wie ons is. Ons kan op ons eie voete staan. Ons het net 'n bietjie erkenning nodig. Politiese erkenning, omdat ons onder soveel druk hier is. So, die eerste keer is ons genooi deur regeringsamptenare, ons het nou al hoeveel keer gesê, ons probeer om nie 'n spektakel te maak van ons diplomatisiese skakeling nie, dis iets wat ons, volgens wat, soos 'n ware heer, of soos 'n gentleman, probeer bietjie meer subtiel hanteer, en ons dink dis die beter strategie, ons maak nie geheim daarvan, dat ons met ander rolspelers skakel nie, die Amerikaners, Europeërs, ons het al met amper elke land in die wêreld se mense gepraat, Indonesiese ambassade, Japaneese ambassade, ons het met baie mense gepraat, ook Afrika, ons praat ook met Afrika, maar ons maak nie geheim van die feit dat ons skakel nie, maar die inhoud van gesprekke en partykeer met wie, is nie geheime nie, dis net nie iets wat ons in die groot klok hang nie, ons dink jy is regverdig teenoor ons mense teenoor ons vriende daai kant nie. Nou juist, ek het 'n paar vrae oor daardie, soms is dit dan nou nie geheime noem nie, eintlik ons is nuuskierig oor die toer wat jy nou die afgelope, so 'n week of 2 gelede afgelê het in Amerika, maar net voor dit, ek bedoel, jy sit ook nou vandag hier in die ateljee met jou lapelwapen, aan die een kant 'n Orania vlag, aan die ander kant die Amerikaanse vlag. En soos jy nou genoem het, dit is belangrik om vriende te hê. Dit is, ek bedoel, mense kan nou dink, as dit vir 'n individu belangrik is om vriende en goeie, gesonde vriende te hê, dan is dit belangrik vir volk ook om vriende te hê. Maar ek wil net weer eens raak aan, want ek dink dit is waar die meeste van ons wonder, is miskien is verwagting nie die regte woord nie, maar wat is die versoek? Wat kan ons verwag uit hierdie gemeenskappe wat ons nou maak, van hierdie vriende wat ons maak, hierdie lyne wat ons trek tussen ons en ander volke? Wat is die strategie waarmee daar met ander lande gekommunikeer word, en wat is die vrugte wat ons daarvan af kan werk? Dis 'n goeie vraag, is 'n moeilike vraag, maar dit is presies 'n baie goeie vraag. Hoekom? Vir 2 redes. 1, 80 jaar gelede in Suid-Afrika, of 50 jaar gelede in Suid-Afrika, was dit staat tot staat diplomatie, befonds deur belastingbetalers. En daarom het die mense reg gehad om te weet. Vandag is dit baie interessant. Ek dink ek gaan my term gaan ek mint. Ek het daaraan sit en dink op die vliegtuigpad Amerika toe, die essensie van wat gebeur is. Die Trump-administrasie, sy stap die Suid-Afrikaanse regering, die ANC geleide regering van nasionale eenheid, en hulle skakel direk met 'n volk. Dis 'n baie interessante vorm van diplomatie, dis staat tot volk diplomatie, nie staat tot staat nie, nê. Dit is wat vir my so vreemd is, nê. Dit is miskien 'n ding van ons tyd. So dit is staat tot volk diplomatie. Dit beteken in die eerste plek jy erken volke. Iets wat in die postmoderne liberale wêreldorde baie ongewoon is. Nee, so die erkenning van volke, maar spesifiek Afrikaners as 'n volk, is vir ons krities belangrik. Daarin lê die ontknoping van die hele diplomatiese skakeling, myns insiens. Die feit dat daar erkenning is vir volkskap, spesifiek nou ook vir Afrikaners by die naam. Goed, so dis die eerste ding. Dit is al amper reeds 'n wen, net om in gesprek te wees. So jy sê, dit is die belangrikste, ek wil nie die woord verwagting gebruik nie, want dit is nie die regte term nie, maar ek sukkel nog maar net iets anders te dink, maar is dit die belangrikste vrug wat ons uit hierdie vriendskap probeer kry, is erkenning vir ons mense, erkenning vir Afrikaners? Ek dink as ons praat van Afrikaners in die breë, dan is daar 'n lys goed, en dit kan mens miskien meet aan wat SAI en die Vryheidsfront en die Solidariteitsbeweging, daai tipe mense se skakeling is, wat ook beslis vrugte afwerk. Ons het dit gesien, wat die Amerikaanse regering begin vereis te stel met betrekking tot raswetgewing, met betrekking tot SCB wetgewing, of BEE,
En daai tipe van dinge, die Starlink debat, al daai goeders, dit is meer in die breë. Ons skakel vir Orania spesifiek. Ja. En die mense wat ons ondersteun die Orania strategie. Ou wat sê ek wil R50 'n maand koste van 'n diererige koppie koffie in Johannesburg wil ek bydra tot hierdie saak en wil 'n lid word van die Orania beweging. Hy gee ons die mandaat om te skakel met die doel om 'n gebied vir Afrikaners te bevorder. Dit is ons mandaat. Nou goed, wie wil 'n gebied hê? Wel, as jy sê ek wil 'n gebied hê, dan moet jy eers erken daar is 'n groep mense wat die gebied wil hê. So die erkenning van volkskap is stap 1. Dit is die fundament waarop jy kan sê, goed, as daar dan 'n volk is, het hulle 'n plek nodig. So dit is basies die argument wat ons maak. Kom ons werk aan daai erkenning vir die volk en dit smee mooi saam met ander mense wat ook deelneem aan die volk tot staat diplomatie. Pas in by die groter prentjie en dan sê ons goed, maar daar binne het Orania 'n spesifieke strategie. Ons stem 100% saam met die afskaffing van SCB op Afrikaner maatskappye. Ons stem 100% saam met plaasmoorde wat prioriteitsmisdaad moet wees dat ons mense kan veilig wees op hulle plase. En raswette en al die goeders. Ons is bitter dankbaar vir die ouens wat hard veg daarvoor en risiko's op hulle self neem. Om daai tipe van goeders uit te daag en af te skaf. Maar ons sê daar is ons nog 'n ding op. Uiteindelik moet Afrikaners 'n plek hê. En ek weet dis van die ander instellings het ook deel van hulle strategie. In ons geval is dit ons hooffokus. Goed, so dit is ook nou weer baie, jy weet, ons praat baie in die lug. Wat sê mens tipies vir die Amerikaners? Wel, vir my is dit om ons situasie noukeurig te verduidelik. Orania is 'n genuanceerde saak. So 'n baie groot deel van ons skakeling gaan in verduideliking in. As jy nou dink oor die Amerikaners, jy het 'n redelike idee hoe hulle onafhanklikheid gekry het. Jy het 'n redelike idee van hulle burgeroorlog. Mense het idees, maar mens moet, as jy politieke beleid en strategie wil help bepaal, beïnvloed, voorstelle wil maak, moet jy redelik noukeurig verduidelik. Wat is die situasie waarin ons is? En ek meen, ons mense wat kyk en wat luister kan gerus 'n bietjie insette in die kommentaarafdeling gee. Net sê, hoe dink julle is die beste manier om die situasie waarin Afrikaners is te verduidelik op 'n eenvoudig, begrypbare, verstaanbare manier, sodat ons by ons doelwitte wil uitkom? Ek wil sê as volg, is 'n klein minderheidsgroep wat voorheen die mag gehad het en wat konstant beskuldig word vir alles wat sleg is in hierdie land, sodat die ANC sy magsbasis en sy stemme kan hou deur vrees. Daarmee saam word daar ernstig ekonomies, polities en prakties teen ons diskrimineer. En daar moet 'n ontknoping voorkom. Dis nou die raswette, die plaasmoorde, al die tipe goed. Daar moet 'n ontknoping voorkom, maar daai ontknoping lê nie noodwendig net daarop dat ons iemand anders gaan instem en alles gaan lekker wees nie, want hierdie monster is reeds geskep in Suid-Afrika dat alles Afrikaners se skuld is. En daarom moet die ontknoping wees dat indien ons in Afrika wil voortbestaan op 'n volhoubare, ordentlike, langtermyn manier vir ons kinders se kinders se kinders, geslagte en geslagte, dan is die enigste manier dat ons 'n grondgebied kry waar ons onsself besluite kan maak. Dit is in kort. Ons is in 'n moeilike situasie. Die moeilike situasie is kompleks. Deur eie grond, eie arbeid en eie instellings kan ons 'n plek kry en daai plekke meerderheid is. So mens moet dit naaste by verduidelik. Hulle het natuurlik hope vrae wat mens moet antwoord na die beste van jou vermoë en so breed verteenwoordigend as moontlik. En dan moet mens maar sê, daarom dink ek iets soos 'n verklaring wat sê Amerikaanse rolspelers, miskien is dit wensdenkery, miskien is dit ligkastele, maar as mense 'n verklaring kan sê, Amerikaanse, Europese, wat ook al, Asiëse of Russiese, wie ook al, regering steun die idee van 'n Afrikaner gebied. Dis ons wen. Ja. Dit is ons wen. Die res moet ons self uitsorteer. Ja. Onthou, ons kan nie verwag dat Amerika kom en hulle gee vir ons vryheid, of Rusland kom, of Europa kom en hulle gee vir ons vryheid nie. Dis onmoontlik. En dit is ook so 'n bietjie lafhartige verwagting. Om te sê ons gaan op agtersteewe sit en iemand anders gaan dit vir ons doen. Nee, ons kort erkenning en dan moet ons bou. Is dit jou ervaring dat die positiewe reaksie vir 'n eie tuiste vir Afrikaners van die Amerikaners af? Frans, kom ek sê so, hulle verwys ons na die Overton window, die Overton venster, het ongelooflik geskuif. Ongelooflik geskuif. So daar is definitief vrae wat 10 jaar terug, 5 jaar terug, ongekend sou wees. Ongekend. So dit is maar die beleid wat mens probeer bevorder. Nie net in amptelike skakelhoedanigheid nie, ook met elke liewe geleentheid wat ons gekry het om informeel te skakel, sosiale geleenthede, kontakte. Ek het seker met so 'n pak besigheidskaartjies teruggekom.
elkeen wat vir my 'n kaartjie gegee het geweet van Orania. Wonderlik. Dis prokureurs, dis politici, dit is mediahuise, dit is So. Man, dit is mense wat raadgewers byvoorbeeld van RFK, Bobby Kennedy, dan sit 'n persoon wat op 'n hoë vlak hom 'n raadgewer is wat weet van Orania. Mens kan dit net nie glo nie. Dit is ongelooflik. Ja wel, as die oë op ons is en jy weet as ons erkenning wil hê, dan moet ons vertroue skep. Maar dit beteken ons moet vertroue hê en dan voel ek dan het ons iets om te bewys. As mense in ons vertrou, as mense vir ons erkenning gee, as mense ons saak ondersteun, dan lê die onus op ons om daardie bewys te lewer. Dan jy weet, maak my sommer entoesiasties. Ons gaan nou nog 'n nuwe jaar in. 2025 wat 'n suksesvolle jaar vir Orania was. Ek sê dit uit dankbaarheid uit. Nou moet ons die mou oprol en hierdie energie hou. Joos, kom ons gesels 'n bietjie meer oor die toer self. Met wie het jy ontmoet? Waar was jy? En wie kan ons in Orania verwelkom? Hopelik in die volgende jaar. Ja, Frans, kom ek sê net eers, dit was 'n warrelwind toer. Toe het begin openbare kennis raak dat ons wel op hierdie skakelgeleentheid gaan. Het daar soveel mense uitgereik. En ek was dwaas genoeg om vir net nog en nog afsprake ja te sê, tot ten koste van myself. Ek het onlangs vir jou gesê, ek het in die 9 dae, 4 nagte deurnag. Ja. So ek was plat geslaan toe ek terugkom Suid-Afrika toe. Ek was gesukkel om my naam te onthou. Maar is jou naam toe nou Juiced? Onthou jy dit as Juiced Stridom? Juiced. Ja, ek dink daai spotry gaan nooit ophou nie. Maar dit begin ek het weggetrek hier en ek is eers Washington DC toe. Waar ek vir 2 dae vol dae met afsprake gehad het wat baie vrugte afgewerp het. Daarna het ek 'n vroegoggendvlug Texas toe gevat. Net so 'n bietjie perspektief. Ons dink altyd Kaapstad Johannesburg vlugte van Orania af in die middel van Suid-Afrika na die twee noorde en die suide toe. Jy weet dis 'n uur en 'n half en 45 minute onderskeidelik. Is van Washington af 4 ure se vlieg Texas toe. Ja. So dit is 'n vol dag op lughawes en vlugte en weer deur sekuriteit aan die kant en al daai goeters. Daar het ek vir die Texas Jong Republikeine 'n aanbieding gemaak en nog met ander mense ontmoet ook. Dit was baie dit het baie goed gegaan. Baie meer op 'n persoonlike vlak. Dis ons mense, nee. Ek het so 'n inskrywing op my Facebook gemaak van Fort Worth wat altyd die einde van die Amerikaanse uitbreiding na die weste toe was, die laaste deel van die beskawing. Na dit is dit Wille Weste, nê? En letterlik, die wette van die Amerikaanse regering het nog nie daar gegeld nie. Dis uncivilized, soos hulle sal sê. Dit is barbaars in die sin van die regstelsel en die wetgewing en so aan. En mense moes daai punt oorsteek en uitbrei daartoe. En ons staan vandag weer op so kantelpunt van beskawing, maar hierdie keer is dit heeltemal anders. Dit is nie 'n gebied wat beskaaf is en 'n gebied wat onbeskaaf is nie. Dit is beskawing en chaos, anargie wat verweef is, ook in ons land, op verskillende plekke. Maar nie met duidelike lyne nie. Jy ry deur 'n chaotiese plek in 'n beskaafde plek en wat ek al so. Dit was my interessante vergelyking. Wonderlik daar ontvang, gaan lees gerus daai inskrywing. Van Texas af het ek teruggereis New York toe, waar ek weer begin het met my dinge daai kant en ook 'n lekker podcast gedoen het in Stratford wat binnekort sal verskyn, nie te veel daaroor sê nie. En dan was dit Vrydagoggend. Die Vrydagoggend het ek so 'n paar afsprake in die stad gehad. Die aand het ons 'n voorgala geleentheid gehad waar invloedryke Amerikaners, mense soos Ann Coulter, mense van die Huis van Verteenwoordigers en so aan by 'n voorgala sosiale geleentheid, formele geleentheid was. Dit was fantasties, baie goed gegaan, lekker geskakel met Orania ondersteuners en dan uiteindelik Saterdag was die gala. Formele geleentheid gewees. Ek het ergens die geleentheid gehad om 'n heildronk te doen. Daar was mense van die Italiaanse regering of parlement, Duitse parlement, Europese parlement, Amerikaners van die Huis van Verteenwoordigers, Duitse. Dit was regtig groot. Ek dink dit is vir ons lekker om te weet dat by so 'n internasionale geleentheid waar daar soveel mense van so baie verskillende lande afkom, kan ons ook sê
mense van Orania is genooi om daar te wees. Orania word verteenwoordig by so 'n internasionale geleentheid. Just ons gaan nou vir ons luisteraars daar die huildronk wat julle ingestel het speel. Ek dink dit is 'n kort, julle het maar 2 minute elk gehad om julle huildronke te stel. Maar ek dink dit is 'n sterk opsomming van die boodskap wat oorgedra word aan ons vriende in die buiteland. Net voor dit wil ek vir jou ook sê baie dankie. Ek dink dit is 'n groot taak en 'n sekere lekker toer en baie ervaring wat 'n mens kry. Maar iemand moet die skakelwerk ook doen. En ek dink ek dink ons mense het vertroue in jou en dit is lekker om hierdie positiewe terugvoer terug te hoor. Dankie Frans daarvoor. Ek wil net vinnig iets sê oor die ondersteuning wat ek gekry het. Baie dankie daarvoor. Ek sal miskien aan die einde meer daaroor sê. Maar dan ook net oor die huildronk. Ek wil hê julle moet julle self indink voor julle nou die video kyk as julle nog nie het nie of luister na die stemme. Dink julle self in een van die grootste stede in die wêreld wat invloed aan betref natuurlik. Onder hulle konservatiewe bevolking, daar's 1 miljoen geregistreerde republikeine in New York. Tussen Amerikaanse en internasionale regerings verkose mense van regerings is hierdie afvaardigingkie van Orania, 1 man afvaardiging. Befonds deur ondersteuners wat geld bymekaar geskraap het om dit moontlik te maak uit vrye wil. Saam met Ernst Roots wat ook 'n invloedryke Afrikaner is. En hier staan ons tussen al die mense. Ons stel 'n huildronk in op Orania. En die mense weet wat Orania is. En dan vra ons hulle om op te staan en Ernst het was sy deel van die huildronk. En Ernst vra hulle om op te staan. En hy lees vir hulle die gelofte van 1838, 16 Desember 1838 voor. En daai mense staan, doodse stilte. Kan jy jouself so iets indink? 10 jaar, 20 jaar gelede, is amper ongekend, maar kom ons luister gedaan. And ladies and gentlemen, please welcome up our Toastmasters, Dr. Ernst Roost and Mr. Joost Stratum. Dr. Roost and Joost are Afrikaners, a white ethnic group native to South Africa, and the palest Africans you have ever seen. Thank you. Our goal is to create a republic and its constitution on the same principles of the freedom that the United States was established on. Those are not words from today, those are words from the 1830s, when our predecessors, our great-great-grandfathers, were ready to leave behind a civilization that failed them and trek into the wild to meet wild animals, lions, elephants, sickness, illness, and many other challenges. Ready to risk it all. And where were they fought? How will we write our constitution? Those are the words of Piet Uys, one of the leaders of the Great Trek. He knew something very specifically. What he knew was, it's not a constitution that makes a people. It is a people that makes a constitution. As we stand in South Africa in challenging circumstances today, we know something as well. That the people that we surround ourselves with must be the kind of people that doesn't need a constitution to govern them, but chooses to establish a constitution to order civilization. In Orania, in the community of Orania in South Africa, we already started to create a new alternative, as our great ancestors did, when they chose challenges instead of easiness, when they chose hard times instead of comfort. And as they went into that wildness, they knew that they were surrounded with the right kind of people. And I can stand here tonight and lift my glass because I know that I have friends here. I know that I am as well surrounded by the right kind of people, not only at home in Orania, but also here with friends from the United States and other countries that support us in our cause.
I want to pass now the microphone to Dr. Ernst Roots to complete this, and I'm going to ask everybody to stand, and when Dr. Roots completed his part, we will toast together. So we want to share something with you tonight. In December 1838, the Afrikaner people believed that they were on the brink of annihilation when about 300 of our ancestors found themselves surrounded and outnumbered by 40 to 1. And they realized that there can be no victory and there can be no freedom without faith. And so our ancestors wrote a vow, which we believe are the most important words ever written in the Afrikaans language. And we want to share this vow with you tonight, because it is a vow that, as a result of what happened in that December, we commemorate and renew every year in December. And when Joost and I renew our vow, the Afrikaner vow tonight, we do this to honor the many people down in the southern tip of the African continent who are preserving our outpost of Western civilization, but also to honor the great American men and women who have made so many sacrifices here in the land of the free and the home of the brave. And to honor one American in particular, who goes by the name of Charlie Kirk, who has become a hero not just of America, but of Western civilization, and whose name will echo throughout the ages. And so with you as our witnesses, we would like to renew the vow tonight. Here we stand before the holy God of heaven and earth to make a vow to him that if he were to protect us and deliver our enemy into our hands, that we will keep this day and date every year as a day of thanksgiving, like a Sabbath, and that we will build a house to honor him where it pleases him, and that we will tell our children to share with us in this for the generations to come. Because the honor of his name will be glorified by giving the fame and the honor of victory to him. Thank you very much to the New York Young Republican Club. Thank you to your incredible president, Stefano Forte, and may God continue to bless this great country that once was and will continue to be a beacon of light for the Western world. Ongelooflik die terugvoer en die reaksie, Joost, wat hierdie vir my seker maak is, Afrikaners hoort op die internasionale verhoog. Ons hoort op die internasionale deel van die internasionale debat. Mense wil met ons gesels, ons wil met mense gesels. Vir te lank is die term Afrikaners eintlik maar weggewerp, nie meer gebruik nie. Nou flit vir my daar is weer oplewing en ek sien uit na die toekoms. Baie dankie. Absoluut, Frans. Ek dink mens moet net hierdie punt bietjie huis toe dryf om te sê dat die wêreld se oë is nou op ons. Ons moet nou nie hierdie kans verbrou nie. En wat ek daarmee bedoel is nie om te sê ons moet opportunisties wees en hierdie geleentheid vat om net wat ook al allerhande korttermyn voordeel daai te kry nie. Of sê, dis so lekker om te sien hoe die ANC pak kry. Kom ons bad in daai aroma van die terugslag wat hulle tref nie. Partykeer verlekker ons self te veel. Ons is nog steeds op 'n gevaarlike kontinent. Niemand gaan ons kom red nie. Die simbool van Orania is die klein reus. Die jong man wat sy moue oprol. Dis nie net om te sê eie arbeid, dis ook om te sê ons moet ons eie toekoms self skep. Dis vir my net so lekker partykeer om te sien hoe die korrupte politici pak kry, hoe hulle internasionaal amper verneder word. Maar ons moet versigtig wees om nie so te fokus om onsself te verlekker in die teespoed van ander, dat ons nie fokus op wat ons nie bietjie na binne draai, fokus op wat ons moet doen en wat ons verantwoordelikhede is om hierdie te maak werk nie. Dit is ons fokus. As ons
ons vryheidsplan met bagasie binne gaan. En dit kan bagasie wees van by elke braaivleisvuur oor EW de Klerk en Rolf Meyer praat. Dit kan bagasie wees van by elke braaivleisvuur praat oor die EFF, swak dienslewering en slaggate in die paaie en hoe sleg dit gaan. En dit kan die bagasie wees van, dis allemaal lekker dat die ANC so pak kry en jy weet, een of ander regering en ander president gaan ons kom red. Dit is die verkeerde strategie. Ons gaan nie vry word op daai wyse nie. Ons moet na binne keer en ons moet seker maak, ja, ons skakel internasionaal, ja, ons maak vriende. Hulle is nie ons pad uit ons moeilikheid uit nie. Deur die liewe Vader en genade alleen, maar met ons eie hande gebou, doen ons dit. En ons moet skakel met elke moontlike staat, land, regering, insluitende die Suid-Afrikaanse regering. Ons moet duidelik vir hulle sê wat ons plan is en wat ons wil doen. Ons doen niks onwettigs nie, ons wil niks by niemand wegvat nie. Maar ons sê ook vir die Suid-Afrikaanse regering, hierdie is wie ons is, dis wat ons wil doen. So ook vir die regering van Botswana, of Namibië, of Nigerië, of Rusland, of China, of Taiwan, of die VSA. Ons vat ons boodskap na elke liewe persoon, mens, regering toe wat ons kan, en ons probeer dit so eties en regverdigbaar doen as wat ons menslik moontlik kan, en dan bou ons dit self. Niemand gaan ons kom red nie. Ons moet dit self bou, ons moet dit nie vergeet nie. Ons het vennote, ons het geallieerdes. Kom ons koester daai vriendskappe. Maar op die einde van die dag bou ons dit self. Ek wil afsluit met 'n laaste gedagte. Die president van die New York Young Republikeine, Stefano Forte, wat onlangs 'n artikel geskryf het, ons sal 'n skakel in die kommentaarafdeling sit, oor hoekom Afrikaners 'n tuiste verdien en dat Amerikaanse buitelandse beleid plekke soos Orania moet erken. En waar kan jy self so iets indink 'n paar jaar terug? Hy's 'n groot sigaarroker. En ek het toe gewonder, wat se geskenk vat ek vir hierdie manne saam om vir hulle dankie te sê vir hulle moeite wat hulle met ons doen. En ek het gewonder as ook Suid-Afrikaanse sigare, miskien iets wat deur Afrikaners gemaak word of so, ek het nie so iets gekry nie, wat ek wel gekry het. Dit is 'n fantastiese geskenk. Sal miskien later as ek foto's van die klub af ontvang het vir julle deurgee. Pype, gemaak van Noord-Kaapse hardehout, gekerf hier in die Noord-Kaap, met die gesigte van die boere-generaals. Ja. So die president van die klub het 'n pyp gekry van Paul Creer se gesig, Ja. gepas, die president van die ZAR. Die een van die ander grootkoppe daar het Koos Delarey, so 'n regte karakter wat daai selfde eienskappe het. En een van my groot vriende daar, so Nathan, wat geen moeite ontsien het nie. Baie intelligente man daar by die New York Young Republikeine, vir hom het 'n Christian de Wet, die onvangbare boer, die Engelse kon hom nooit vang nie. So hulle sit lekker in New York. Hulle het gesê hulle gaan 'n foto stuur van die dag wat hulle hierdie boerepype inbreek. Ek het gedink was nie 'n beter geskenk om die manne te gee nie. Gaan hulle vir ons 'n foto stuur hoe hulle met Creer, Delarey en de Wet op die voorstoep in New York sit en boeregeskiedenis vier. So dit is vir my baie spesiaal en ek hoop dit is vir my lekker om dit ook met ons luisteraars en ons kykers te deel. Ja, wonderlik. Nee, dankie Joos, dankie vir ons vriende in Amerika. Dankie vir ons ondersteuners wat hierdie dinge moontlik gemaak het. Ek dink ons sluit hierdie jaar af op 'n hoogtepunt en in 2026 gaan ons die pyp rook. Dankie Frans en 'n laaste baie dankie. So al die ondersteuning, al die boodskappe, almal wat bygedra het finansiëel, almal hier in Orania wat soveel moeite gedoen het, gebede, planne, dit is net ongeken. Dit is so wonderlik om soveel ondersteuning te hê. Dankie vir jou Frans vir die stokke hier by die kantoor gevat het en seker gemaak het alles loop reg in 'n chaos van dinge wat gebeur het. Ek dink jy ons luisteraars besef hoeveel dinge hier gebeur en hoeveel toue Frans bymekaar moes hou nie, maar baie dankie daarvoor. En wonderlike Kerstyd, Christusfees, nuwe jaar vir julle almal en ons hoop om gou weer te gesels.